Goeiedag, liewe luisteraar. Wat voorreg is om vandag ook saam met julle te mag wees. Ons lewe in die genadejaar van die Here. Hoe goed is God nie vir ons nie. En ons hoop dat jy ook hierdie reeks baie positief beleef. Vandag spesifiek is ons in Romeine 11 en verse 1 tot 11 is ons fokus. En wanneer julle dit lees, sal julle agterkom, Paulus is ook besig om die sentrale vraag van uitverkiesing aan te spreek, naamlik maar het God dan vergeet van die Jode? Wat van die volksgenote waarvoor hy so lief is, in die vorige hoofstuk selfs bereid is om van Christus vervreemd te wees? En as ons praat van uitverkiesing, dan is dit vir ons altyd goed om die omgekeerde tregter raak te sien. Wat ek daarmee bedoel is, dis nie uit 'n groot pool van mense kies God 'n paar gelukkiges nie. Die beeld van die Bybel is inteendeel dat God met 'n klein groepie begin en vanweë sy getrouheid daardie groep al hoe groter en groter en groter word. As jy gaan terugkyk in die Bybel, wanneer ons praat van uitverkiesing, Abraham het nie vir God gesoek nie. Genesis 12 en dan weer in Genesis 15 met die verbondsluiting, dan sien ons dat dit eensydig God se goedheid en sy getrouheid en sy liefde is. Natuurlik sy nageslag, Isak en Jakob, naderhand ook die 12 stamme, dis nou al baie breër, maar wanneer ons gaan kyk na die prentjie, dan eindig dit nie net by Israel en Juda nie. Inteendeel, God laat veral in Jesaja die perspektief na vore tree, dat die doel van hierdie uitverkiesing was juis om na die ander nasies toe te gaan. Deur Israel sou die ander volke geseën word. En dit praat nie noodwendig van die nasionaliteit, daai klein landjie in die midde van die ooste nie, maar inteendeel die Messias wat uit hulle sou spruit, in die nasateling, die afstammeling van Dawid natuurlik. En daar sien ons Here Jesus, wat vir ons daar genade op genade sou gee. Dat selfs ons wat eens ver was, ver van God se beloftes, ver van God se goedheid, ver van God se oorweldigende liefde, selfs ons is nou ingesluit deur en in Christus Jesus. En dit behoort ons harte te vervul met onuitspreeklike dank. Miskien die hoop waarvoor ons vandag bid, is wanneer ons dink aan die Jode, dan dink ons aan 'n nasie wat God baie lief het, wat hy sy liefde openbaar, maar daar's nog steeds 'n traagheid om hulle Messias werklik te erken in hulle lewe. Daar's 'n hartvogtigheid, en dit gaan nie net oor hulle nasie nie, dit gaan oor ons ken ook sulke mense. Ons ken ook mense wat hulle harte nog verhard teenoor God, wat nie die knie wil buig voor hierdie Messias, wat nie wil erken dat hy die Here is, en in 'n besonderse manier bid ons vandag vir daardie mense. Heilige Vader, baie dankie dat ons mag intree vir kinders van U wat nog ver van U afstaan. Here, wat nog nie U genade wil aanvaar nie, wat nog nie hulle lewe wil oorgee aan U nie, wat nog steeds verlei is deur die heerser van hierdie wêreld. En so wil ons bid, Here, dat U harde harte sal sag maak, en dat U manne se harte sal terugdraai na U, die Heilige God, en vroue se harte sal terugdraai na U, die Heilige God, en kinders se harte sal terugdraai na U, en dat ons almal die knie mag buig en met een tong mag bely, Jesus is die Here. Ontferm U asseblief, Here, in U liefde en U trou, ook oor die wat nog ver van U afstaan. En gee vir ons die waagmoed om die goeie nuus aan hulle te verkondig, om die blye boodskap uit te dra. Gee vir ons die oortuiging van ons gemoed, om onstuitbaar te wees in ons uitvoering van die groot opdrag wat U vir ons gegee het. Gaan na die nasies, maak hulle my disippels, doop hulle, bekeer hulle. Help vir ons om getrou aan U stem te wees, Here Jesus. Ons loof U en ons prys U. Amen.